Môre, dit is Woensdag die 8ste Oktober en vandag gaan ek jou vertel van iets wat onmoontlik klink. 'n 480-jarige man, kinderloos, en God roep hom om 'n skip te bou vir sy gesin. Maar hy het geen gesin nie, en tog het hy geglo en God het geantwoord. Kom ons lees saam in Genesis 5 vers 32. En Noag was 500 jaar oud en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Maar in Genesis 6 vers 3 sê God het Noag geroep 120 jaar voor die vloed. Dit beteken hy was 480 jaar oud toe God gesê het, bou 'n ark. In Genesis 11 vers 10 sê Sem was 100 jaar oud, 2 jaar na die vloed. Nou as ons dit als bereken, was Noag kinderloos toe God hom geroep het. God sê, bou 'n skip vir jou gesin, maar daar was geen gesin nie. Nou die woord wat hier gebruik was, emuna, wat geloof beteken in Hebreëus. Dit beteken nie 'n blinde sprong nie. Dit beteken om vas te staan op wat God gesê het, om te vertrou, al maak dit nie sin nie. Luister, Noag het nie gesê, God, dit is onmoontlik nie. Hy het geglo, hy het gebid, en hy het 'n verbond met God gesluit. Here, as U my roep om my gesin te red, moet U my 'n gesin gee, en God het geantwoord. Op 500-jarige ouderdom, 20 jaar na die roeping, is Sem gebore. Dan Gam, dan Jafet. Dit was nie net 'n wonder nie, dit was 'n bewys. Geloof beweeg God se hand. In Hebreërs 11 vers 7 staan daar geskrywe, deur die geloof het Noag 'n ark gebou. Nie deur logika nie, nie deur sig nie, deur geloof. En hier is die evangelie. Net soos Noag moes glo vir 'n ark wat hy nie gesien het nie, moet jy vandag glo vir 'n verlosser wat jy nie fisies sien nie. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En net soos Noag se geloof hom regverdig gemaak het, maak geloof in Jesus jou regverdig voor God. Romeine 4 vers 5 staan daar geskrywe, maar vir hom wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig maak, word sy geloof as geregtigheid gereken. Kyk, op die kruis het Jesus die grootste onmoontlikheid reggekry. Sondaars is regverdig gemaak. Die dood is oorwin. Die graf is leeg. Die kruis was nie 'n vergissing nie, dit was die plan. En God vra jou net een ding, glo. So kom ek vra jou vandag, watter onmoontlike situasie staar jou in die gesig? 'n gebroke verhouding, 'n finansiële krisis dalk, 'n gesondheidsworsteling of dalk 'n geestelike droogte? Sal jy glo, nie omdat dit sin maak nie, maar omdat God dit gesê het? Kom ons buig die hoofde en praat saam met God vandag. Maak nie saak of dit jou eerste keer of jou 100ste keer of jou 1000ste keer of jou miljoenste keer is nie. Vader, van ons Here Jesus Christus, God van wonderwerke, ek kom voor U met situasies wat onmoontlik lyk, drome wat dood lyk, beloftes wat onmoontlik voel. Maar Here, U het vir Noag geleer, geloof beweeg U hand. Op 480 jaar oud, kinderloos het U hom geroep. Op 500 jaar oud het U hom 'n pa gemaak. Dit was onmoontlik, maar U het dit gedoen. Here Jesus, ek glo U is die God van die onmoontlike. U het op die kruis die grootste onmoontlikheid reggemaak. Ons as sondaars het U regverdig gemaak. Die dood is oorwin. Leer my om te leef deur U geloof. Nie deur wat ek sien nie, maar deur wat U gesê het. U het gesê, glo in my en jy sal gered word. Ek glo, Here. Help my ongeloof. U het gesê, alles is moontlik vir hom wat glo. Ek glo, Here. Beweeg U hand in my lewe. Maak my 'n mens van geloof, 'n mens wat wonderwerke beleef, nie omdat ek sterk is nie, maar omdat U getrou is. Ek bid dit in die naam van Jesus, die rots waarop ek staan. Amen. So moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Glo en kyk hoe God beweeg. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.